Welkom by Landboumark Voorslag, Landbouweekblad se potgooi-reeks oor die mense en stories agter besonderse ondernemings in die landbouwaardeketting. Wanneer God jou kernpunt van jou besigheid is, kyk jou perspektief in lyn met God se plan vir jou lewe. Hier gesels ons met entrepreneurs, van gevestigde familiebesighede tot nuwe ondernemings en welwillendheidsorganisasies. Aan jou gebring deur Landboumark, Landbouweekblad se digitale snuffelgids. Plaas vandag self jou eie advertensie en laat die mark na jou toe kom. Besoek mark.landbou.com. Ek gesels met Sakkie Pelser van AgriSolutions in Pretoria. Nou dis 'n besigheid wat onder meer SABS getoetste plastiek sparre en heiningspale verskaf en hulle het ook die eerste mobiele pakhuisfabriek in Suid-Afrika. Maar kom ons begin eers by die begin. Wie is Sakkie Pelser? Gebore in Springs, daarna na Orkney waar my pa in die myn gewerk het. My moeder was 'n huisvrou en later het sy vir die poskantoor gewerk. Graad 1 en 2 was ek in Orkney, waarna ons Klerksdorp toe is tot standaard 7 in KHS Hoërskool. Daarna is ons na Stilfontein waar ek gematrikuleer het. Waar het als begin vir AgriSolutions? Ek was voorheen betrokke in die motorindustrie en het 'n besigheid in Pretoria gehad. Net voor die 2008 resessie het ek besluit om uit daardie industrie uit te tree en het my perseel verkoop. Ek het op my plaas gebly en begin dink aan my volgende besigheid. Daai was 'n stukkie wildsplaas naby Denokeng in die noorde van Pretoria. En ons was 4 manne wat die grens daar laat val het. Die stuk was so 350 hektaar groot. Ek het baie ervaring daar opgebou en hierdie het my pad in die agrisektor voorberei. Byvoorbeeld, staal en hout heining, baie maak. Ek het met 'n ou 4x4 Hilux byvoorbeeld wat 735.000 km opgehad het, wat amper al die voorslagwerk gedoen het. Van paaie uitlê tot wilddiewe saans voorlê. Die was genoem Kloppersbos se luiperd. Jy weet mos daai DKW, die danskerk in werkbakkie. Ek het my ervaring met voertuigombouings ook gebruik en die lekkerste wildbesoppigingsvoertuie gebou. Een was 'n Chef Nomad, die ouer garde sal hulle onthou, wat ek gerek het na 6 meter met 'n 2 liter Toyota outomatiese diesel engine in. Die was loslappie genoem. 'n Ander een was weer die Boslimo genoem, 'n H1 Hammer 4x4 met 6 deure. Hy was 6.3 meter lank. Die uitlanders het hom vreeslik geniet tydens wildbesopigingsritte. So ja, daar het ek baie van die natuur geleer, van plaas geleer. Een van die dinge wat in die plaas uitstaan, was die nooit ophoudende onderhoud aan die heininge en herstel van elektriese foute, wat uitrowend en duursaam was. Dis hier waar 'n waterbok byvoorbeeld mal geraak het, en hy in die buurman se bil het my heininge daagliks verniel. Die zebras het weer vele male die isolators uit die draad standoffs gestaan. Koerebulle wat beklei, het baie elektriese foute gegee. Die boere sal presies weet waarvan ek praat. Hier het ek in 2009 die idee van die plastiese dropper gekry. En deur middel van 'n openbaring van God af, het ek dit ontwikkel in die eerste soliede plastiese dropper met prominente riwe. Ek het dit gepatenteer en het begin vervaardig. Intussen het ek die produkte aangevul met 2 addisionele meer rigieder sparre, as ook 'n lynpaal, die eipaal, wat die bekende staal Y standaard vervang. 2012 het ek die plaas verkoop en verhuis na Pretoria en ek het die fabriek in Waterloo ingerig. En die res, soos hulle sê, is spreekwoordelik geskiedenis. Nou Sakkie, jy het nou vir ons 'n kort oorsig gegee oor jou besigheid, maar daar's iets wat my opgeval het toe ek gekyk het na julle webwerf. Geloof en disippelskap is ook 'n baie belangrike aspek en mense sien dit nie elke dag so prominent in 'n besigheid nie. Waar het hierdie kant sy oorsprong gehad? God het my geleer dat besigheid en kerk nie afsonderlik van mekaar is nie. Ken hom in al jou weë, ook in jou besigheid. Dis waar jy jou geld maak en waar jy verseker teenstand van die ander gaan kry. Beste meer, waarom jy juis hier 'n uiters noue verhouding met die beste vernoot, die beste advokaat en die beste leraar moet hê. En dan het die besigheid ook 'n groot bedieningsaspek. AgriSolutions se humanitêre doel is om strukture op te rig wat as kerke kan dien en waar gemeenskappe bymekaar kan kom, waar die evangelie van Jesus gedeel word en gemeenskappe
fisiese en geestelike versorging ontvang. Mense onderrig en opgelei kan word. Alles behoort aan God en ons bestuur dit vir hom en tot diens tot hom. Kolossense 3:23 sê dat ons alles moet doen tot eer van God en nie vir mense se goedkeuring nie. Wanneer God jou kernpunt van jou besigheid is, skuif jou perspektief in lyn met God se plan vir jou lewe. Jou kommissie, jou godsbeplande lewensdoel. Nou ek maak die stelling dat God die eienaar van hierdie besigheid is en ek dit vir hom bestuur. So elke faset van hierdie besigheid is deur hom daar gestel en dit kom by mekaar totdat sy spesifieke doel daarmee bereik gaan word. Kom ek vat julle so 'n paar jaar terug sodat julle idee kan kry van die hoekom. Kyk, ek het kerk gegaan, sonnaskool, voorgestel, belydenis van geloof afgelê, selfs teologie gestudeer by Tikkies. Alhoewel ek van God geweet het my lewe deur, het ek nie 'n persoonlike verhouding met hom gehad nie. Ek het alles gehad, hoor, alles. Plaas met geen skuld, bote, 4-wiel speelgoed, vele male per jaar gejag, gekuier, bou maar vure in oorvloed, vriende, of die eintlik so gedink vriende. Julle weet van wie ek praat. In al die jare het ek 'n holte binne my gehad, wat niks kon vul nie. Daardie dors wat nie geles kon word nie, ek het probeer les met wêreldse onbenullighede, maar ek het nie reg gekom nie. En in 2009 het ek besef dat alles wat ek het, nie 'n blywende waarde het nie, en in 'n oomblik weggeneem kan word. Ek het besef hoe nietig ek eintlik is, aansien en die valse idee dat die eintlike niks lewensverrykende besittings belangrik is 'n leuen van die duiwel. Ek het 2 uur een oggend langs my stoor ernstig vir Jesus aangeneem as my verlosser en saligmaker. Daarna het my lewe drasties verander, deurdat ek 'n persoonlike verhouding met Jesus begin het en 'n pad saam met hom begin loop het, wat 'n lewenslange proses natuurlik is, né? Kyk, die wêreld is oorlaai met valsheid en leuns. Mense is honger vir die waarheid, wat net in Jesus gekry kan word. Dat Jesus die letterlik enigste uitweg is. Dat sy liefde genade vir jou spesifiek bedoel is. Ongeag wie jy is, ongeag van jou omstandighede. En ek kan nou vir jou sê, dat ek waarlik, ware geluk het, ware liefde ervaar, dat my dors geles word, ongeag van my finansiële situasie. Wetend dit, dat ek Jesus eendag sal sien in die hemel. Sakkie, baie dankie dat jy so oophartig praat en hierdie mooi getuienis met ons deel. Jy is nou al amper 2 dekades besig met hierdie besigheid, en ek sal graag wil terugkom bietjie meer spesifiek na die omheiningsmateriaal wat jy aanbied. Dis nie iets wat tradisioneel waaraan jy gewoond is en ek is seker van daai tyd was dit dalk baie vreemd geweest vir mense om plastiek sparre te wil aankoop. Maar hoekom het jy daai benadering gevolg en watter voordele hou dit in? Daar is 'n groot mispersepsie ten opsigte van ons plastiese sparre, dat dit benede die ouer gewoonte staalspar is. Dis 'n fout. Daar's baie voordele, hoor. Groot finansiële besparing natuurlik ook, maar ook byvoorbeeld dat jy geen isolator nodig het. Dit maak die foute op heining minder, né? Die onderhoud by heining is uiters minimaal dan. Dis bekostigbaarder, minder onderhoud, minder elektriese foute. Dit word nie gesteel nie. Dis 'n nasionale probleem. En ek het dit al my jare nog in een ou gekry wat vir my sê, een kliënt op my sê, my droppers word gesteel. Dit het vir hom geen waarde nie. Die gehalte van ons produk is baie hoog. En hierdie is nie net praatjies nie. Ons duisende kliënte wat by terugkom. Pa, seun met hulle verskillende plase, hele gesin koop by ons, hulle bure koop by ons. Dit is 'n getuienis daarvan. En ook wat aangedui word deur ons 2 toekennings wat ons ontvang het vanaf SAPRO, wat getuig van ons volhoubaarheid, toepaslikheid en gehalte. Ons ag onsself as 'n groen maatskappy, hoor. Tot deur het ons ongeveer 11.000 ton plastiek van die landbou afgehou. Ons is ook lid van CropLife, waardeur duisende leeggifkanne van plase verwyder en herwin word. Dan nog 'n aspek van die besigheid is die pakhuisfabriek wat vir my nogal indrukwekkend is. Kan jy vir ons meer verduidelik oor die konsep en wat is van die interessante projekte wat jy al aangepak het? Ja, hierdie is 'n baie interessante enetjie. Ek stem met jou saam, LZ. Ons het die enigste mobiele fabriek wat hierdie geboue, arched, vrystaande staalgeboue oprig. Soos die ou vliegtuighangers, né?
Hierdie geboorvorm is die sterkste vorm in die natuur. Hierdie is vrystaande strukture. En dit het verskeie applikasies soos pakhuise, fabrieke, selfs huise. Mense sit die pragtigste huise op. En wat jy ook al kan indink. Jy kan letterlik jou verbeelding laat hardloop. Nou, hier kom die uitroeptekens. Daar's geen boude of swygswerk nie. Daar's geen roosterstrukture nie. Geen interne draamure word benodig nie. Dit is 100% waterdig. Ons bring alles na jou toe. Vervaardig die gedeeltes van die gebou op jou perseel en rig dit daarop. So een van die voordele daarvan nou weer is, wanneer jy gebou wil verleng, kan jy letterlik net gedeeltes aanheg. Die lengte is basies oneindig. Ons het hierdie besigheid begin in 2024 en ek het al 3 strukture opgerig. Verder, dis ook 'n fabriek wat menstruasiekoppies vervaardig, binne 'n bestaande gebou opgerig. En hierdie fabriek is ook deur die WHO, die World Health Organization, goedgekeur. Daar is ook 'n kantoorgedeelte op die tweede vloer van die reeds bestaande gebou opgerig. Sakkie, jy het nou vir ons bietjie vroeër vertel van die bedieningsaspek van die besigheid, maar ek is geïnteresseerd om te weet, hoe lyk daai dag vir dag vir jou? Ja, dis hou my besig. Ek het nog 3 ander projekte wat onder die banier van die ministerie val. En ek sal gou so verduidelik, kom ek deel dit in die 3 gedeeltes. Die een is 'n mobiele doopbad. Nou doop is een van die sakramente van die Bybel, wat as teken van jou geloof en bekering is. Hier word jou ou self word begrawe en die nuwe jy staan op, saam met Christus, soos Christus uit die dood het opgestaan het. Romeine 6:3 sê, wanneer jy uit daardie water opstaan, jy nie meer 'n slaaf van die sonde hoef te wees nie. Galasiërs 3:27 sê dat jy bekleed word met Jesus. Hierdie mobiele doopbad word gebruik wanneer ons uitreike doen. Juist daar waar die mense nie doopbaddens het, sukkel met doopelinge om mense te doop nie. Maar mense kan my gerus kontak indien hulle behoefte het vir uitreiking. Mense word gedoop in water en gees. En ek kan vir jou baie getuienisse gee van wonderwerke wat op plaasvind het wanneer mense hulle laat doop. En ek wil net noem, die groot doop is Bybels. En wonderwerke gebeur nog vandag. Dan die tweede een van die ministerie is, as gevolg van werkloosheid, kry miljoene mense nie genoegsame voeding nie. Nou jy kan nie onder 'n brug gaan vir 'n man wat niks het nie. Vir hom daar gaan staan en sê, Jesus het jou lief, omdraai en loop nie. Hy gaan vir jou lag en sê, wat bedoel jy? So dit is waar dit inkom. Hier kom die manne in. Ons gee vir hom kos, dat hy homself kan voed. Die man is honger. Geen kos. Ten minste. So een van God se name is Jehovah Jireh, wat beteken die God wat voorsien. En ons doen dit fisies, prakties. Hier het ek 'n oplossing geskep wat 'n persoon voed teen, hoor my nou, R6.50 'n dag ontbyt en aandete. Sy daaglikse voeding kry in vir R6.50 per dag. Dit is baie smaklik en gesond. Dit kan geberg word vir 12 maande plus en is ideaal vir gemeenskapsprojekte soos kombuise, plakkerskampe, omdat dit amper geen voorbereiding benodig. En dan ek verskaf dit in 25 liter emmers, sodat die persoon na die tyd die emmer kan gebruik om byvoorbeeld water in te stoor. Ek plaas ook 'n plakker op die emmer met die verlossingsboodskap op. En verduidelik hoe hy hom kan bekeer, teen hy nog nie het nie. Die derde aspek dan is die Heal H2O Living Waters. Nou kyk, ek kan self getuig dat my gesondheid ontsettend baie verbeter het, van ek hierdie water begin drink het. Nou hierdie kan ons vasstel dat water met 'n hoë mineraalinhoud aansienlik help met gesondheidsverbetering en dat byna alle siektes en kwale aansienlik kan verbeter. Met die minerale water wat hierdie lewende water van Heal H2O bevind. Hierdie spesifieke water is vanaf ons eie Suid-Afrika deur God beskikbaar gestel. In 'n tyd juis soos hierdie waar ons gesondheid aangeval word. En ek staan 'n bietjie stil, ons wil daarna kyk. Water is een van die belangrikste elemente op aarde. En mense word alles sieker omdat die water besoedeld is. Hierdie is een van die gesondste water wat jy gaan kry. Nie net lokaal nie, maar dit kompeteer met die beste internasionaal. Byvoorbeeld, omgekeerde osmose water is net nat. Dit is dooie water. Dit het geen voedingswaarde nie. Dit maak jou net vol, maar dit voed jou geensins.
So mense se selle het minerale nodig om reg te funksioneer. En as gevolg van die algemene swak water word mense al hoe sieker en sieker. Nou, pH en alkaliteit is iets wat die mense moet onderskei. Almal hamer op pH. Maar kom ek sê vir jou so, 'n hoë pH is nie altyd vir jou te wys, die ding is gesond, of 'n lae pH, dit is nie gesond. Byvoorbeeld, almal weet hoe gesond is suurlemoene. Maar suurlemoene het 'n lae pH, maar 'n hoë alkaliteit. So dit wys vir jou dat die alkaliese gedeelte is die een wat ontsettend belangrik vir die bekamping en die beskerming teen byvoorbeeld kankers. Praat van kankers. Kankers hou nie van alkalisiese medium nie. Maar floreerende serie medium, wat byvoorbeeld geskep word deur suiker. Maar vertel julle so, die man wat hierdie water ontdek het, het 'n tipe bloedkanker gehad. En hoor hierso, hy is sonder enige bestraling en sonder enige chemo. Totaal genees. Hy het net hierdie water gebruik. Sy een hond, Alexa, drink al jare hierdie water. Sy is by die bron, jy weet, hallo dan. En sy is al 20 jaar oud. Haar sig, haar tande is nog reg. En sy loop kilometers per dag saam met hom oral. Ons het baie getuienisse van mense wat al genesing gekry het. As ook wie se gesondheid enorm verbeter het, as gevolg van hierdie godgegewe water. Kom beklemtoon net weer van die eienskappe. Die hoë alkaliteit tot 20 keer hoër as ander lokale water. Hoë magnesium, dis skaars in gebottelde water. Hoë elektrolytprofiel, baie lae kontaminante, gebalanseerde kalsium en 'n beskermde grondwaterhandtekening. Sakie, dis vir my so lekker om te hoor hoe jy met passie gesels oor al hierdie aspekte van jou besigheid en nie net die rand en sent aspekte nie, maar ook die gemeenskapsbediening. Watter waardes is vir jou ononderhandelbaar in jou besigheid? Baie maklik, Christelike waardes verseker, uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Weereens, Kolossense 3:23. Doen dinge tot eer van God en nie vir aansien van mense nie. Liefde, nederigheid, eerlikheid, integriteit en kwaliteit. Onthou net, geld koop nie integriteit nie. Gee om vir jou gemeenskap en die mense om jou. Dit is aansteekbaar. Sodra jy begin omgee vir ander, sal ander jou voorbeeld ook begin volg. Want mense het 'n interne behoefte aan liefde en aanvaarding. Vir baie is dit natuurlik subjektief. En in 'n kort samevatting volgens 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7 word liefde uitgebeeld as 'n onselfsugtige, aksiegerigte keuse, eerder as 'n bloot gevoel. As 'n mens 'n bietjie dink aan die bedryf waarin jy nou grootliks werk en jy kyk na die groeiende behoefte aan volhoubare bouoplossings en ook die ekologiese produkte, waarheen gaan Agri Solutions van hier af? Dit gaan groot, want dit is in God se hande. As gevolg van hierdie groeiende druk op die bousektor om maksimum potensiaal met minimale impak daar te kan stel en in samewerking met natuur te bewerkstellig, is Agri Solutions verseker aan die voorpunt met ons innoverende mobiele fabriek. Hierdie konsep kan aangepas word om sinergie, byvoorbeeld met jou behoefte, jou projek en jou omgewing te bewerkstellig. Een voorbeeld is dat jy byvoorbeeld, soos hulle in Europa baie doen, is om gras bo by die struktuur te kan plant, wat 'n uiters doeltreffende isoleerder is. Die temperatuur bly konstant winter en somer, soos in 'n grot. Die pad vorentoe, na hierdie podcast, sal die mense kan opmerk dat hierdie 4 divisies perfek is om gemeenskappe op te rig. Hierdie besigheid gaan gekopie word reg oor Afrika en ek het reeds die afdruk daarvoor van God gekry. Hoe om dit te bewerkstellig? Plastic droppers wen byvoorbeeld die plastiek en vervaardigde produkte. Daar word die pyle gemaak dat dit maak geld. Die kerk hoef nie te bedel nie. Rolling Structures rig die nodige geboue op vir die gemeenskap. Sound Ministry sien om na die fisiese en geestelike behoeftes. Heel uit to our living waters help weer met 'n gesonder liggaam. En dan hierdie vraag stel ek aan al die entrepreneurs wat op die landboumark voorslag reeks is. As jy vandag met die onderneming sou moes begin, wat sal jy anders doen en het jy raad vir ander entrepreneurs? Verseker. Ek het met baie waagmoed die besigheid begin in 'n tyd wat mense gesê het, hierdie produk is sinneloos. Nou wat sal ek anders doen? Een van die grootste foute was om die verkeerde mense deel van die besigheid te maak. Ek vertrou die verkeerde mense. Dit het my baie duur te staan gekom.
ek sou meer navorsing gedoen het ten opsigte van prysing, bemarking, toepassing en applikasies van produkte. En ook sou ek my finansies natuurlik beter bestudeer het. In die moeiliker tye moes ek meer op my knie spandeer het en nie op die eie ek staat gemaak het. So my boodskap aan die entrepreneurs, wees aanpasbaar. Dit gaan jou toelaat om te kan voortbeweeg wanneer jou oorspronklike plan realiteit word. Gebruik die tegnologie wat die internet vir 'n mens gee. Daar's ongelooflik baie inligting op. Vermeerder jou kennis ten opsigte van die bestuur van jou besigheid. Asook dissipline, deursettingsvermoë. Daardie is nie onderhandelbaar nie. Dis 'n moet. Op 'n meer persoonlike nota, omring jou met mense wat beter as jy is en wat jou opbou. Jy weet, kom ek gee 'n voorbeeld, daardie vriend van jou wat hierdie motorverkoopsman wat jou sy professionele raad wil gee oor hoe om jou elektriese ingenieursbesigheid se dataprojeksies op te som. Hy is nie die beste raad om te volg. So die wat jou aftrek, vermy hulle. Onthou net jy werk nie aan hulle droom nie, maar jy werk aan jou droom. Dan verder, entrepreneurs, wees kreatief en gaan voluit. Jy is uniek en God kan jou kragtig maak en gebruik wanneer jy jouself tot sy beskikking stel. Niks is onmoontlik nie. Jy moet verseker logika ook in die dag lê en jou navorsing doen. Ken jou produk en jou mark. Stel jouself beskikbaar om onderrig te word. Maar moenie opgee nie. Hou aan totdat jy sukses het. Elke terugslag is 'n les geleer en leer daaruit. Jy is slegs 'n mislukking wanneer jy bly lê. Baie wyse raad daar van 'n entrepreneur wat al amper 20 jaar aan die gang is. Sakkie, as iemand nou by jou wil kom 'n heining opslaan of 'n bergingsstruktuur nodig het of selfs ook net wil betrokke raak by die Heal H2O en die voedingsprogram, hoe kry mens jou in die hande? Daar's my selnommer verseker 083 250 5363. Ek herhaal 083 250 5363. Maar ek gaan vra, jy weet, ek het net nog genoem van tegnologie, dat is dit gebruik. Die WhatsApp boodskappe is baie kontroleerbaar en dit maak dit maklik om alle navrae te beantwoord. So ek wil vra, stuur my 'n WhatsApp boodskap. Maar indien nie kan jy my direk kontak of jy is baie welkom om stuur my e-pos na info@agri-solutions.co.za. En onthou, Agri Solutions is ook vinnig en maklik bereikbaar daar op die landboumark by landbou.com. Jy kan vandag gerus mark.landbou.com besoek. Sakkie, weer eens baie dankie vir jou mooi getuienis en boodskap en alles van die beste vir Agri Solutions vorentoe. Baie dankie Alsiet, waardeer dit, voorspoed en seën vir julle. Hierdie was nog 'n episode van Landboumark Voorslag, Landbouweekblad se potgooi reeks oor die mense en stories agter besonderse ondernemings in die landbouwaardeketting. Nuwe episodes is weekliks beskikbaar op landbou.com. Aan jou gebring deur Landboumark, Landbouweekblad se digitale snuffelgids. Plaas vandag self jou eie advertensie en laat die mark na jou toe kom. Besoek mark.landbou.com.